Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Ek dink die mikrofone Luke tel hierdie ene op. As jy hulle net kan afsit asseblief. Dit is lekker somerweer. Vir my is dit lekker. Weet party hou van die winter en die koue, maar dit is lekker somer en dit lyk my tot môre gaan dit nog so warm wees. Maar baie welkom hierso vanoggend. Ons is hier saam. Die Here het ons uitgenooi en ons het gehoorsaam gereageer. Ons kom om 'n ontmoeting met die Here te hê. Die lewende Here wat baie lief is vir ons. Miskien is dit die klavier Mike Luke wat dalk ook bietjie hard is. Ek hoor daar so weer galm. As is nou beter, dankie. Dit is ook al die rugby ondersteuners van Suid-Afrika se spanne wat nou nog speel en so aan in die URC is gelukkig vanoggend want almal het gewen. So die Haie ondersteuners moes 'n bietjie op hulle tande kners, maar hulle het ook daarom gewen. Die Stormers is 'n span wat julle nog kan kies om te ondersteun. Daar's nog tyd. Hulle doen nou goed. Maar baie welkom hierso. Ons dis nog steeds in Paastyd nou. Dis die tweede Sondag in Paastyd. So ons gaan mekaar ook groet. Jy kan daai slide wys Luke asseblief. Soos wat ons gedoen het op Paas-Sondag. Ek sê die Here het opgestaan en julle sê die Here het waarlik opgestaan. En dit is die goeie nuus. Ons is bly daaroor. Jesus leef. Hy het die dood oorwin. Die Here het opgestaan. Dit beteken regtig vir die wat nie meer daai woord dalk ken nie, waarlik, hy het regtig. En daaroor is ons bly. Daaroor vier ons fees eintlik elke Sondag. Ons vier die opstanding. Jesus leef, hy het die dood oorwin. Ons het hoop. Nou wil ek vra dat dat ons net mekaar sal groet. Dalk het jy nog nie almal om jou gegroet nie. Draai net so na mekaar toe, groet mekaar. En dan, as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op. Ek weet nie is die besoekers nie. Dis maar ook 'n lang naweek. Daar sou sy hand, ja, om Attie. Attie is al ingeoefen met die hierso. Ja. Daar sou so 'n hand daar links by oom Henry hulle. Dis ek sien nie nog hande nie. Baie welkom almal. Mag julle tuis en welkom voel hier by ons. En dan is daar weer so twee prentjies op die skerm. Die een is die klippe en die ander een is nou mooi dahlias. So sê net vir die persoon langs jou, wat was vir jou goed hierdie week en wat was vir jou sleg? Jy hoef nou nie 20 goed op te noem, net een ding wat goed en sleg was. En dit is belangrik want ons sit dalk by dieselfde mense, maar elke Sondag, maar ons weet nie altyd wat gaan aan in mekaar se lewens nie. So jy hoor dalk nou net iets skrikkelik slegs het gebeur en dan weet mens dit. Luke, ons nog steeds 'n bietjie van 'n weergalm. Miskien is myne 'n bietjie hard, maar ek hoor 'n weergalm. Of die daai mic wat alles optel is dalk 'n klein bietjie hard. So dit help net of mense saam dankbaar vir iets goeds wat gebeur het. Dit is ook lekker om dit saam te kan vier en die Here daarvoor te kan dank. Nou in Matteus 28 hoor ons nou na Jesus se wrede kruisiging, dan Maria Magdalena en die ander Maria die Sondagoggend nou na die graf toe gegaan en 'n engel sê toe vir hulle die volgende: Julle moenie bang wees nie.
ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Ons gaan nou so beurtspraak net doen. Ek sê die eerste deel en dan sê julle weer waar ons staan gemeente, dan praat ek weer en dan weer julle, so gaan ons deur. Maar dit is ook ons groet vir oggend. Jesus leef en ons met hom. Genade vir julle en vrede van God die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. En ons is so dankbaar daarvoor dat ons 'n Vader het wat goed is, wat vir ons sorg. Ons het 'n verlosser wat altyd by ons is, Jesus Christus. Maar ons het ook die Heilige Gees, ons wie glo, wat in ons woon en wat ons help, wat ons krag gee, wat ons lei om te kan gaan doen wat God van ons vra. Ons gaan die Here loof, ons is so dankbaar vir sy genade en goedheid. Ons gaan 2 liedere sing. Die eerste een is Laat ons sing van ons verlosser, sing vers 1 tot 2, en dan Ek weet verseker, dan sing ons vers 1. Kom ons staan en loof die Here.
Colin, ek wil vra of jy vorentoe sal kom. Jy kan vir ons die Christuskers aansteek as jy wil. En dan gaan ons nog 'n kersie aansteek. Kan jy hom vir ons aansteek? Ek kan daai blou ene gebruik. Ek dink hy werk lekker nou. En jy kan daai aansteker ook hiernatoe bring. Jy gaan nou hierdie kersie ook aansteek. Colin is ook 'n groot rugby speler en ek wil hê jy moet die kersie aansteek. Ek weet jy kan 'n kersie doodplaas al nee. Jy sal kan. Jy kan hom aansteek. Hou hom vas, ja. Om binne sy met besop is 'n cracker. So, ons het nou gepraat daaroor dat Jesus hy het gelewe, hy het vir ons gewys hoe ons moet lewe. Ons weet hy het so vir ons die voorbeeld gestel, maar ons het gesê hy was wreed doodgemaak aan die kruis. En toe is die godsdienstige leiers van die Jode bly, want hulle dink toe nou, ons is ontslaaf van Jesus, hy's nou dood, ons het hom nou uitgewis. So as jy kan hom nou doodplaas, want dis wat hulle gedink het, hy's dood. Dit is die einde van Jesus, hierdie beweging. Hy moet nou net werk. Ek dink hy het bietjie kort, hy moet bietjie langer brand, maar hulle het gedink hy's dood, dis wat hulle gedink het, dis nou klaar. Steek hom gou weer aan, hou hom net 'n bietjie langer. Dis hoe dit gelyk het, en die mense wat, sy volgelinge was moedeloos, want dit het gevoel, alle hoop is nou verlore. Ons het nie 'n toekoms nie, Jesus is dood. Maar ons weet, hy leef, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan. Ok, ons kyk weer, blaas hom weer dood. Nou gaan hy werk. Dit gelyk of dit die einde is, of Jesus dood is. Hy wil kom. Ons wag vir hom. Dis nog nie die einde nie. So maak nie saak wat hulle probeer het, die kruis, die wreedste manier, selfs die graf kon nie vir Jesus keer nie. En daarom het ons hoop. Maak nie saak wat gebeur of waardeur ons gaan nie. Jesus leef en hy's altyd met ons. Ok, jy kan hom nou doodmaak. Heeltemal dood. Jy kan net so druk daar so, laat hy nie weer jy kan daai kersie vat, want miskien kan jy nou vir iemand anders vertel van dit. En daar op die rugbyveld kan jy ook jou geloof uitleef en 'n getuie wees van Jesus. Enige plek kan ons. Sê dankie, Colin. So dit is hoekom ons hoop het, Jesus leef. En ek wil net hê ons bid, kom ons bid saam voor ons verder gaan. Here van die lewe, ons bid vir almal wat u woord verkondig en die woord van die lewe met mense deel en so u lig in die duisternis laat skyn. Ons bid vir hulle wat die woord van vrede bring aan diegene wat vasgevang is deur vrees. Ons bid vir hulle wat u woord van liefde bring vir diegene wat vertroosting nodig het. Here van die lewe en Here van vrede, Here van die opstandingslewe, mag u deur ons lewe geken word. Mag mense u lewegewende teenwoordigheid in en deur ons beleef, want Christus, die Heer, het opgestaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou daar op die skerm is nou so prent, dit is deur geopende deure, so julle kan gerus hulle webtuiste besoek. Dan kan mens nou oor die lande gaan en sien jy die name en dan kan jy nou op dit klik, dan kan jy nou meer lees oor hoe word Christene vervolg in daai land. So as hy rooi is, dan is dit erg. Dit is baie erge vervolging. En as dit oranje is, dan is dit ook erg, maar is nou nie so erg soos daai
waar dit rooi is nie. Maar hulle sê daar word meer as 380 miljoen Christene, meer as 380 miljoen Christene ervaar jaarliks vervolging en diskriminasie. Dit is baie. So, hulle leef hulle geloof uit. Hulle is nie skaam daaroor nie. Hulle vertel vir mense van Jesus. Maar dan kry hulle swaar. Party word in die tronk gesit of hulle word doodgemaak selfs. Of hulle word heeltemal verwerp. Sê nou maar jy's in 'n moslimland en jy raak 'n Christen, dan verwerp jou familie jou. Hulle wil niks met jou te doen hê nie. Dit gebeur in ons land ook, maar ons het nie daai selfde vervolging van jy mag eintlik nie 'n Christen wees nie. Jy mag nie jou geloof uitleef nie. Ons kan dit enige plek doen. Ons baie keer sal mense jou spot of dalk ook verwerp, maar dit is nie dat jy tronk toe gaan of doodgemaak kan word sommer vir jou geloof nie. Maar ek dink is net belangrik dat 'n mens bewus is hiervan en ook net bid vir daai Christene, dat hulle sal aanhou, dat die Here hulle sal krag gee. Want mens kan maklik in jou omstandighede vaskyk en sê, miskien moet ek maar eerder stil bly, vir myself en my familie. Miskien moet ek nie getuig nie. Maar dit is 'n opdrag dat ons wel gaan getuig, dat ons gehoorsaam is daaraan. So op Goeie Vrydag het ons nagedink oor Jesus se opoffering, sy lyding en sy dood om ons te red, om ons vry te koop, sodat ons die ewige lewe kan kry. En ons het toe met Paasondag gevier, Jesus lewe, die dood oorwin, hy is die oorwinnaar bo alle kragte en magte, hy regeer. Maar ons weet ook dat Jesus het verskyn aan sy disippels. Hulle het gesien, dis werklik hy leef, en dit was vir hulle wonderlike nuus. Die beste nuus ooit. Jesus leef. Dis nie die einde nie. Maar Jesus het ook vir hulle beveel, dit stop nie nou nie. Julle word nou gestuur in die wêreld. Julle is my getuies. Julle moet vir mense gaan vertel van my. Daar is nuwe lewe moontlik. Julle sondes kan vergewe word. Jesus leef, die dood is oorwin. So hulle moes van ander gaan disippels maak. Mens hoor dit daar in Matteus 28 ook so mooi. Gaan dan na al die nasies toe en maak van die mense disippels. Disippels, maak die mense my disippels. So oor grense, oral waar jy gaan, moet jy jou geloof uitleef. En ons weet ook dat Jesus het opgevaar na die hemel. En mens hoor in die Lukas evangelie dat die disippels moes wag in Jerusalem vir die gawe wat die Vader beloof het, die Heilige Gees. Die Heilige Gees sou hulle toerus met krag van bo om hierdie te kan gaan doen. Want self kan hulle nie. Self is mens bang, self voel mens net nie bereid om waagmoedig te gaan getuig, as haar teenkanting is nie. So dit was die opdrag, maar hulle moes wag ook. En na Jesus se hemelvaart, dan na daai tyd wat hulle nou gewag het, dan hoor mens in Handelinge 2 op Pinksterdag, toe is die Heilige Gees nou uitgestort. En dit is ook net wonderlik as mens kyk na iemand soos Petrus, hoe hy verander het nadat die Heilige Gees uitgestort is. Ons gaan vandag ook 'n bietjie iets daarvan sien, maar dit is net merkwaardig. So in die boek Handelinge hoor 'n mens die verhaal van hoe die verheerlikte Christus deur die Gees en deur sy kerk werk om die evangelie oor grense te laat versprei. Mens hoor hoe die kerk ook groei, soos wat volgelinge van Jesus dit gedoen het, dapper, met waagmoed. So dit is wat mens in Handelinge lees. Ons gaan lees uit Handelinge 4, vers 1 tot 22, en dit is waar Petrus en Johannes voor die Joodse raad verskyn. Nou die Joodse raad, is net belangrik om dit in ag te neem. Dit was die hoogste hof van die Jode.
Dit het uit 71 mense bestaan en hulle was baie belangrik en invloedryk. Hulle was baie invloedryke mense. Mens kan sê die politieke en godsdienstige elite van daardie tyd. Dis nie mense met wie jy sommer sou mors nie, mense sou bang wees, die Jode sou bang gewees het vir hulle. Hulle het oor alle sake wat op die godsdienstige en algemene lewe van Jode van toepassing was, het hulle die beslissende sê gehad. Wat hulle wel nie kon doen nie, is hulle kon nie byvoorbeeld sê iemand moet gekruisig word nie. Dan moes hulle gaan na die Romeinse gouverneur van Judea, Pontius Pilatus. So dis wat met Jesus ook gebeur het. Hulle wou hom laat doodmaak het, hulle het daai saak teen hom ingebring, maar Pontius Pilatus is die een wat nou gesê het finaal, okay, hy gaan gekruisig word. So dis nou net vir so 'n bietjie agtergrond. Mens moet dit verstaan, so hierdie mense kan regtig, hulle is belangrik, hulle het baie mag gehad. So mens moet net onthou, as Petrus en Johannes daar kom, is dit nogal treffend dat hulle so dapper is, dat hulle daai vrymoedigheid het om te getuig. Mens moet net dit in ag neem. So hierdie gedeelte wat ons gaan lees vanoggend, vorm deel van die eerste hoofdeel in die boek Handelinge. En dit gaan oor die kerk in Jerusalem. Dit gaan oor hoe is die kerk daar gevestig. En hoe dit dan nou groei ook. En dit strek van Handelinge 1 vers 6 tot 8 vers 3. So is belangrik, ons maak nie die Bybel oop en ons lees nie. Ons moet weet waar is hierdie gedeelte in die Bybel en in die Bybelboek. Die agtergrond is ook belangrik. Kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, ons is hier saam vanoggend, ons is verskillende mense, maar ons is hier verenig in U. In Christus is ons een. Ons is verskillende ouderdomme, Here, verskillende lewensfases. Here, daar's verskillende goed wat in ons lewe gebeur, maar hier is ons saam, omdat ons kinders van U is, volgelinge van Jesus. Here, en ons het vandag weer hoop opnuut, want ons weet, Jesus, U leef. U is met ons. Ons is hier in U teenwoordigheid. En waar ons vandag uit die woord van God lees, wil ons vra, kom Heilige Gees en help ons. Ons hoor ander stemme wat hard is baie keer, maar ons wil die Here se stem hoor. Here, maak ons rustig, gee ons vrede en Heilige Gees, ons vra, maak ons ore oop. Laat ons nie net woorde hoor nie, maar laat ons die Here hoor praat met ons. En dat ons sal reageer dan daarop met gehoorsaamheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ons gaan lees uit Handelinge 4 vers 1 tot 22. Dit is 'n langerige gedeelte, maar dit is regtig baie treffend. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthits. Nou daar kan mens kan dit ook vertaal met hewig ontsteld of geïrriteerd of kwaad. Omdat die apostels, die disippels is nou ook apostels genoem, want hulle is die gestuurdes van die Here. So dit is wat hulle ook genoem word. Hulle was onthits omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood, deur Jesus se opstanding, 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader
Ook die hoëpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle, die bouers, afgekeer is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Hulle het nie formele opvoeding gehad nie. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra, dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees, of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie. En vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Ons lees net tot sover. Ek wil hê, vat net so 'n paar oomblikke dink na, wat het vir jou uitgestaan in hierdie skrifgedeelte? Wat het vir jou getref? Wat hoor jy sê die Here vir jou persoonlik deur hierdie gedeelte? Ons moenie net dit hoor nie, ons moet nadink ook daaroor. Wat sê die Here vir my? Hoe moet ek gaan lewe? Wat tref my? Vat net so 'n paar oomblikke en dink net bietjie daaroor. Hoe dink jy oor die volgende? Ons verstaan onsself anders en leef anders as die wêreld, omdat ons verbonde is aan die lewe, die dood en die opstanding van Jesus. Ons is anders, want ons is volgelinge van Jesus. En iets waaroor mense ook kan nadink is, wat keer jou dalk om voluit vir Jesus te lewe?
Dit kan nou verskillende goed wees. Dis ook iets om oor na te dink. Of dalk is daar sekere areas waar dit vir jou moeilik is om jou geloof uit te leef. Dalk by jou werk, of dalk by die skool, of dalk op die sportveld. Dis maar net 'n paar vrae. Mens kan verder daaroor ook nadink vandag. So, ek wil net so 'n bietjie verduidelik wat nou als gebeur het voor hierdie gedeelte. So in Handelinge 2, dan preek Petrus nou na die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag. Hy verduidelik wat gebeur het en hy preek ook verder en hy praat oor Jesus wat aan die kruis gesterf het, maar ook hoe God hom uit die dood laat opstaan het. God het hom Here en Christus gemaak. Onthou nou, Petrus is die een wat vroeër vir Jesus verloon het. Nou is hy dapper en hy preek en hy verkondig dit. Hy is nie bang nie. En die mense was baie diep getref deur hierdie toespraak, deur dit wat Petrus gesê is. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal gelowiges bygevoeg. So dit het 'n groot effek gehad op die mense. Hy het dapper gepreek. Hy was nie bang nie. In Handelinge 3, dan het Petrus en Johannes nou tempel toe gegaan om te gaan bid, so 3:00 die middag, en toe is daar nou 'n man wat van geboorte af verlam is, en die mense het hom by die mooi poort gaan sit, en daarom is hy nou maar bedel by die tempelgangers. Hy kon maar net bedel, hy was heeltemal afhanklik van wat mense hom gee, hy kon nie gaan werk het nie, en Petrus genees toe nou hierdie man in die naam van Jesus Christus. 'n wonder vind plaas, hierdie man wat verlam was, hy kan loop. Maar op grond van hierdie genesing was die mense baie verbaas wat dit nou gesien het. Hulle het hierdie man seker gereeld gesien by die tempel, hulle weet hy was verlam, en nou is hy is genees daarvan. Toe die mense na Petrus hulle toe gestroom, en Petrus gebruik het nou weer as 'n geleentheid om te preek. Hy is nie bang nie. Hy het baie vrymoedigheid. So Petrus in sy preek plaas hy die skuld vir Jesus se kruisiging op die Israeliete, op die Jode. Hy is nie bang nie. Hy sê dit sommer duidelik vir hulle. Hy getuig ook dat God vir Jesus uit die dood opgewek het. En hy verduidelik ook hoe hierdie verlamde man genees is. Hulle moes weet, dit was nie uit homself of uit sy eie krag wat hy dit gedoen het nie. Dis in die naam van Jesus Christus. Dis deur geloof in hom wat hierdie man genees is. En verder roep hy hierdie skare om hulle te bekeer, om tot inkeer te kom, dan gaan hulle ook vergifnis ontvang. So hy nooi ook hulle uit. Glo in Jesus, hy is die verlosser. Julle sondes kan vergewe word. God sal julle sonde dan uitwis. En dan in vanoggend se gedeelte, dan kom maar nou moeilikheid as gevolg van hierdie genesing. En dit wat Petrus gedoen het. Hy kom nou dan in die moeilikheid. Petrus en Johannes beland in die tronk. Want die godsdienstige leiers, hierdie Joodse leiers, was hewig ontsteld, geïrriteerd, kwaad oor dit wat Petrus gedoen het. Dat hy nou vir die mense leer en dat hy nou sê die opstanding uit die dood het 'n werklikheid geword op grond van Jesus se opstanding. Hulle wil nie hê hierdie nuus moet versprei nie. Hulle wil nie hê mense moet hoor van Jesus nie. So hulle is baie ontstel. En hulle kom sit toe vir Petrus en Johannes in die tronk. En hulle verskyn toe voor die Joodse raad, maar mense hoor ook dat baie van die mense wat hierdie prediking gehoor het begin glo. Die getal gelowiges het gegroei tot met 5000, omtrent 5000. So dit het 'n groot effek gehad, al was hulle nou in die tronk gesit. Daai effek van Petrus se prediking het nog steeds baie mense bereik. En nou, na 'n nag in die tronk verskyn hulle voor die Joodse raad. Nou,
ek het genoem, hierdie mense was baie belangrik. Mense sou gewoonlik bang wees vir hulle. Hulle kon nogals jou laat straf en jou laat swaar kry. Hulle kon jou oorgegee het om gekruisig te word. So mense moet net in ag neem, Jesus is onlangs deur hulle oorgegee om gekruisig te word. So nou as jy deel is van Jesus en jy verkondig hom, kan dit jou ook tref. So dis regtig, dis gevaarlik. Dit is nie sommer maar net paar mense voor wie hulle gaan praat nie. So hulle wil weet hoe hierdie verlamde man genees is. Deur watter krag en in wie se naam. En Petrus, vol van die Heilige Gees, getuig toe nou hoe hierdie man genees is. Dis deur geloof in Jesus Christus. Dis in die naam van Jesus Christus. En hy blameer toe ook vir die Joodse raad dat hulle saam met die Jode vir Jesus gekruisig het. Hulle het vir Jesus doodgemaak. So hy vat hulle aan. Hy sê vir hulle, dis wat julle gedoen het. Hy is baie braaf en dapper, maar die Heilige Gees het hom in staat gestel om dit te doen. En Petrus sê vir hulle in vers 12, hy sê Jesus, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word. So hy maak dit duidelik hy sê vir hulle, julle is op die verkeerde pad. Julle moet glo in Jesus. Hy is die enigste een wat verlossing kan bring. 'n Mens, as mens dit hoor, dan sê mens net, hulle voluit getuig. Hy is nie bang nie. Vandag is al baie goed wat 'n mens huiwerig kan maak. Wat gaan die mense sê? Hoe gaan hulle reageer? Wat gaan my vriende sê? In vers 13 hoor ons dat die Joodse raad verbaas was oor Petrus se vrymoedigheid. Hulle het geweet, hulle is maar gewone ongeleerde mense. Hulle het nie verwag dat hulle so sou kom en getuig met vrymoedigheid voor hierdie Joodse raad nie. Dit was vir hulle eintlik vreemd. Hulle was heeltemal verbaas. En hulle het geweet hulle is volgelinge van Jesus. Onbelangrike mense, eenvoudige mense. Dit herinner my net weer, die Here wil elkeen van ons gebruik. Die Here gebruik nie net die hoogsgeleerde mense, die met doktersgrade ensovoorts. Hy gebruik gewone mense, ons almal. Hy kan enige iemand gebruik. Ons moet net bereid wees om te sê, Here, hier is ek. Stuur my. Wys my waar kan ek u getuie wees? Waar kan ek u goeie nuus deel? Waar kan ek u liefde deel? So, hulle het hierdie man wat genees is ook by Petrus hulle gesien. En hulle kon niks aan hulle doen nie. Hulle het niks gehad om teen hulle te bring nie. Maar hulle besluit, ons kan nie nou net hierdie twee los nie. Ons kan nie hierdie apostels net los nie. Hulle gaan ons nou aangaan om te gaan praat oor Jesus. Hierdie nuus, dit wat hulle versprei, hulle boodskap gaan nou net al hoe meer na die mense toe kom. Meer mense gaan dalk ook hoor van hierdie man wat genees is, wat verlam was. Hulle wou dit gestop het. So, hulle besluit toe, ons moet hierdie beweging van Petrus hulle stop. Ons het eintlik nou al klaar gedink, ons het die beweging van Jesus gestop, maar nou moet ons moet nou regtig dit stop. Dit kan nie nou net so aangaan nie. So hulle besluit toe om vir hulle te verbied om in die naam van Jesus mense te leer en te verkondig. Hulle moet ophou om oor Jesus te praat en mense van Jesus te leer. Hulle moet ophou om getuies te wees van Jesus. Maar Petrus, hulle kan nie ophou nie. Hulle is gehoorsaam, hulle is ingestel daarop om te doen wat die Here vir hulle vra. Selfs al bring dit teenkanting, gevaar, swaar kry. Hulle kan nie anders nie. So hulle luister nie na wat die Joodse raad vir hulle sê nie. Hulle sê nie, okay, ons gaan nou maar ons geloof prys gee, ons gaan nou maar stil bly nie. Hulle hou aan om te getuig.
In vers 19 tot 20 gaan hoor mens hierdie woorde, veral vers 20 het my nogals baie getref. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. So hier sê hulle eintlik ook vir hulle, ons kan nie aan julle gehoorsaam wees nie, want dan is ons nie gehoorsaam aan God nie. Julle is nie gehoorsaam aan God nie, maar ons gaan gehoorsaam wees aan God. Ons kan nie aan julle gehoorsaam wees nie. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Wonderlik. Hulle het gesien, Jesus is dood, hy het gesterf. Maar hulle het ook gesien, hy leef. Hulle kan nie daaroor stil bly nie, dis onmoontlik. So maak nie saak wat die Joodse raad gaan doen nie, hulle gaan aanhou. Hulle kan nie stil bly nie. Dit borrel in hulle. Daai goeie nuus moet uit. Ander moet dit hoor. Ander moet ook hoor van die goeie nuus, dat daar nuwe lewe en vergifnis beskikbaar is by Jesus. So hulle het toe vir Petrus en Johannes ernstig gedreig, maar daarna het hulle vrygelaat. So hulle kon eintlik nie meer doen nie. Hulle was ook bang, want die hele volk het vir God geprys oor wat gedoen het. So hulle word toe vrygelaat, maar hulle hou aan. Dit stop nie hier nie. Mense moet eintlik verder lees. Gaan lees gerus verder ook in Handelinge 5, en sien mens hoe hulle aangaan. Hulle hou nie op nie. Hulle bly gehoorsaam. So dis net aangrypend wat hier gebeur, veral in die gelig van wat met Jesus gebeur het. En wat hierna gebeur in Handelinge 4 is ook treffend. Hierna gaan hulle na hulle medegelowiges toe en hulle sê, wat het die Joodse raad, hierdie godsdienstige leiers vir hulle gesê? En hulle vra, bid, kom ons bid saam. Hulle bid saam tot God, dat hulle sal aanhou, dat God se dienaar sal aanhou om met vrymoedigheid te gaan verkondig. So dit herinner mense, dat jy kan nie self dit doen nie. Ons is afhanklik van God. Ons het die Heilige Gees nodig om ons krag te gee, om ons dapper te maak, om ons daai vrymoedigheid te gee. En hulle het dit gedoen, en toe is hulle almal met die Heilige Gees vervul, en hulle het voortgegaan om met vrymoedigheid te gaan getuig. So self kan ons nie, self wil ons nie, maar is die Heilige Gees wat ons in staat stel om dit te kan gaan doen wat die Here van ons vra. Dit vra opoffering, maar dit is 'n wonderlike voorreg dat ons ingetrek is by die werk van Christus. Dat ons die goeie nuus kan versprei, dat ons 'n helder lig kan wees. En dan in Handelinge 5, ek wil net hierdie lees, net ietsie daar uithaal. Hulle verskyn weer voor die Joodse raad, en die hoëpriesters vra toe, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer, boonop waar julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. En Petrus en die ander apostels het toe geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Dit is die uitnodiging vir ons vandag. Eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Mens kan altyd sê, ek wil 'n people's pleaser wees. Ek wil almal net gelukkig hou. Dan gaan mens nie Jesus kan verkondig nie. Almal gaan nie gelukkig wees daaroor of dit wil hoor nie. So, mens kan by die werk sê, nee, hier los ek eerder my geloof. Ek is Sondag 'n Christen, of ek is net sekere tye, maar nie by die werk nie, of nie by die skool nie, of nie by my vriende nie. Wat gaan hulle sê, wat gaan hulle dink? Dan is ons nie voluit volgelinge van Jesus nie. Ons moet waar ook al ons gaan, Christene wees. Volgelinge van Jesus. Mense moet vir Christus in ons raak sien. En dis die Heilige Gees wat ons al hoe meer vorm om meer soos Jesus te lyk en te dink en te leef. Ons moet fokus op ons verhouding met Jesus. Dis hoe ons verander word. As ons dit doen, dan verander die Heilige Gees ons. En dan stelselmatig word 'n nuwe persoon in ons gebore en raak dit al hoe meer sigbaar.
So die toets vir ware geloof is nie hier by die kerkbanke waar dit gerieflik is tussen medegelowiges nie. Dis daar buite. As ons hier uitgaan, dan betree ons die sendingveld. Dan is ons elkeen 'n gestuurde. Dan moet ons geloof uitleef. Dan moet mense sien, ons is anders, want ons is Christene. Ons behoort aan die Here. Ons waardes, ons prioriteite, ons denke is anders. Dit kan nie net hier wees nie. Dit kan ook nie net Sondag wees nie. So, ons word geroep om sout en lig in hierdie wêreld te wees. Ons moet vir mense uitnooi in die storie van Jesus. Ons moenie meer ingetrek word by die storie van die wêreld en dan vergeet ons eintlik van Jesus nie. Jesus is ons lewe. Om te lewe moet vir ons Christus wees, soos Paulus sê in Filippense 1. So ek het gehoor, kyk, dit is nou met woord wat mens getuig, maar ook met jou dade. Hoe ons saamleef, mekaar hanteer, kan ons getuienis versterk of skade aandoen. Dit help nie ons sê, Jesus is die Here, maar hier, as mense kom ervaar hulle glad die liefde nie, mense is onvriendelik nie, dan die twee gaan ons nou nie saam dan nie. So, ons woord en daad is belangrik. Ons getuig ook met dit wat ons doen. Baie keer sien mense juist dit. Wat doen ons? Hoe hanteer ons hulle? So ek het gehoor van 'n man, hy was baie besig met werk. Hy kon nie die gras sny nie. Dit was nou al 2 weke. En sy vrou sê vir hom heeltyd, die gras is dalk lank, dit lyk sleg, ons moet dit sny. Maar die man kon nie, hy was besig, hy het deadlines gehad. En sy sien haar buurman, die nuwe bure, hulle het iemand wat die gras nou sny. En sy gaan toe en vra, sal jy asseblief ons gras kom sny? En die man sê ja, hy sny dit toe. Maar toe 'n man by die huis kom, toe sien hy, dit is die nuwe buurman wat hulle gras sny. En hy voel toe nou baie sleg daaroor en skaam. Hierdie man was 'n direkteur van 'n belangrike maatskappy. En hy sê toe vir sy vrou, maar sy vrou sê, jene jammer, ek het gedog, hy is maar die tuinwerker. So ek het hom nou maar gevra. Maar net daai daad van, hy is nederig, hy dien, hy dink nie hy is te belangrik nie, hy help iemand anders. Dis hoe ons ook getuig, ons is 'n Christen, met sulke dade van omgee. Sy vrou het baie sleg gevoel, maar sy het gedog, hy is maar net 'n tuinwerker. Maar daar's baie geleenthede hoe mense getuienis kan uitleef. Jy gaan nie altyd dalk voor klomp mense praat nie, maar jy bereik dalk een persoon. En soms is dit ook net 'n herinnering. Onthou Jesus leef, of onthou hy het jou lief. Dis ook 'n getuienis. Partykeer is al geleenthede waar mens dalk vir iemand kan vertel van Jesus wat hom nie ken nie. Maar in ons land is ook baie Christene. Ek het gelees is nou 85% sê hulle is Christene. So meeste mense weet van Jesus, maar dit beteken nie almal volg vir Jesus nie. So ons moet ook mense uitnooi, volg Jesus. Kom ons sê nie net so nie. Kom ons bid saam en gaan leef gehoorsaam aan God, as sy gestuurdes. Here, dit tref ons as ons hoor wat Petrus en Johannes gedoen het. Hulle dapperheid, hulle waagmoed, hulle was loyaal aan U, ten spyte van teenstand en gevaar. Hulle het nie vasgekyk in mense en mense met mag nie. Hulle het geweet, hulle is volgelinge van Jesus en hulle kan nie stil bly oor dit wat hulle gesien het nie. Hulle moet gehoorsaam wees aan God. Here, ons wil ook so wees. Dapper, loyale getuies, wat die goeie nuus bring aan ander. Here, wat ander uitnooi, kom na die lig toe. Kom na Jesus toe. Volg hom. Here, self kan ons nie, selfs is ons baie keer maar bang en skrikkerig en voel ons kan dalk nie goed praat nie. Maar help ons, Here. Die Heilige Gees stel ons in staat om dit te kan gaan doen wat ons moet. Help ons om te onthou wat U, Jesus, alles vir ons gedoen het.
Dit inspireer ons om onsself te gee. Here, dankie dat U ons wil gebruik, dat U ons intrek by U werk. Ons het werk om te doen, en dit is ook vreugdevol om gehoorsaam aan die Here te wees. Dis nie 'n swaar las nie, dit maak ons ook vry. Here, maar ons kort krag, ons kort leiding, en ons kry dit by U. Help ons om te fokus op ons verhouding met Jesus, want dit is hoe ons vrug dra in hierdie wêreld. Help ons om geleenthede raak te sien, waar ons kan dien en lief hê, en met woord en daad getuig. Jesus is die Here, Jesus leef. Here, daar is baie mense wat swaar kry, wat moedeloos is, wat siek is. Here, wys ons ook waar en hoe ons hoop kan bring, lig kan wees vir hulle. Here, baie dankie dat ons weet U lewe. Niks kan U keer nie. Ons het 'n wonderlike toekoms. Dit gee vir ons moed. Dit inspireer ons. Here, U gee nou nog vir mense kans om te glo, om te bekeer. Maar U gebruik ons om mense uit te nooi. Dankie Here vir al U genade en liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers, en dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word. Snapscan, daai barcode, as jy dit gebruik en jy dalk nie kontant by jou nie, jy kan ook so 'n bydrae maak. Kan ons net die oë sluit asseblief? Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U in hierdie oggend dat U ons opgewek het en die gesondheid aan ons gegee het. En ons dank U ook dat ons hier in die huis kan vergader. Ons dank U ook so vir die opgawes wat opgeneem is, Here. En ons bring dit alles tot U eer. En ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel uit die groot genade alleen. Amen. Daar sê, kom ons kyk gou na die afkondigings. Dominee Robbie het nou genoem van die Snapscan. Dis nie op die afkondigings nie, maar in die portaal voor is daar 'n groot ene teen die kennisgewingbord as jy dit wil gebruik daar. Komende Woensdag aand sien ek hierso, 6:30 is dit bazaarvergadering. So almal wat betrokke is daarso, 6:30 hier by die kerk. Woensdag 30 April.
Jy sien ook daar, meneer Robbie gaan op 'n geloofsreis retreat, daar by Elandskloof. Die tydperk af 5 tot 8 Mei, neem tog daar kennis asseblief. En dan die Pinkster, daar wil weer sop en 'n broodjie gegee word met Pinkster. As u soek vrywilligers om te help, as jy daar kan help, skakel maar vir Anna asseblief. Dat is elke jaar 'n lekker by mekaar kom, tydjie ook daardie. En dan ook gemeentelede wat goed wil inleef vir die bazaar. Jy soek natuurlik na borreltjies. Die borrels is by Soekie. Kontak maar vir Soekie daar so, as jy daar van die borrels wil hê. En dan ook na die diens, Leandie gaan weer die buite wees. Ek weet nie voorportaal, waar gaan jy wees, Leandie? Met inskrywingsvorms vir 'n goeie prysie om te wen. Dis maar 'n deel van die fondsinsameling. Goeie prys om daar vir 'n naweek by Tsitsikamma Lodge te gaan deurbring. En Attie sê hy gaan volgende Sondag gaan hy die inskrywingsvorms bring vir die pretloop. Ja, maar as jy wil draf is ook reg. Op ons verjaarsdaglys het ek Elaine Kern en ek het vir Janie Wolmerans. Sy wil baie geluk vir vandag en ook almal wat in die week verjaar. Baie geluk. Mag julle werklik in die nuwe lewensjaar God se liefde en sy omgee, sy genade ervaar. Op ons gebedslys, ons inligting simpatie nog altyd met kriteria. Jy weet dat Rolinda is oorlede. Haar roudiens is nou komende Dinsdag hier by ons, 11:00. En dan ook ons inligting simpatie aan Marie Libbe, Tannie Babsie is ook oorlede. En dan ook die mense wat sukkel met hulle gesondheid. Veronica Allers is daar so op en Marie Libbe sukkel self met haar gesondheid. So kom ons dra vir almal op aan die Here, die wat hartseer is in hierdie tyd, die wat swaar kry, soos die Dominee ook gesê het, en die wat dalk eensaam is. Kom ons bid dat die Here ook in sy groot liefde by hulle sal wees. Agterop is maar weer die bazaar informasie. Kyk maar daar so, as jy kan help, kontak asseblief vir Leandie. Baie dankie. Ons slotlied is Sonder U Gees. Ons staan en ons sing hierdie lied saam.
Ontvang die seën van die Here en gaan uit in sy vrede. Geliefdes, gaan nou die wêreld in met die woorde van Jesus Christus. Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Amen. En dan sing ons amen.